Loof die Here oor my siel en alles wat binne in my is. Loof sy heilige naam. Loof die God van die eeuwe en die Here van die leerskare. Loof hom want hy is waardig om geprys te word en hy is die naam oor elke ander naam. Hy is vanmorgen die koning van die konings. Hy is die Here van die leerskare. Hy is die God by wie ek skuil vanmorgen. Hy is vanmorgen die soetroos van Salem, die drukvolle skade, die lelie van die dale. En daarom wil ek loof en prys en Here sy naam groot maak, want hy is waardig om geprys te word. Vader, dank u vir die morgen. Dank u dat ons die huis van wees vanmorgen. Heer, ek wil vanmorgen bid dat die geest van God elke persoon sy hand sal aanraak, Heer. Dank u dat ons vanmorgen weer is in die plek om met elkeen van ons te ontmoet. Ons loof en prys die wonderlijke naam van Jezus. Amen en amen. U sit lekker neer. Of u besiet wat sy dank die op die dank daarom. Samen met te bedien. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie iets anders doen. En ek het gister, terwyl ons by die gebedsgroep besig was, saam gepraat ons oor wat beteken dit om 'n koninkrykskultuur te hê. Ek wil vanmorgen so 'n bietjie daaroor praat, as ek mag, en die skrif wat ek wil gebruik, is 1 Petrus 2, vers 9, maar ek dink voordat ek hom gaan lees, kyk gou vir jou langs en sê vir hom, jy is nie dieselfde nie. Kijk, sê vir hom, jy is anders. Het is baie keer lekker om te hoor, jy is anders. Dus kyk wat sê die Bybel vir ons, hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, en as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot in sy wonderbare lig vanmorgen. Die Bybel maak 'n stelling hier en hy sê hier so, ons is nie dieselfde nie. Ons is uitverkies, ons is anders. Die Bybel sê op 'n ander plek, hy sê ons is maar net pelgrims wat hier deurreis. Hy sê ons is burgers van 'n ander plek. En daarmee toe die dan begin dink, toe begin het my die vraag by my op te kom, hoekom is ek dan met 'n kultuur besig van die wêreld? Jy sien, as ek nie 'n burger is van hier nie, dan hoef ek nie soos hulle te wees. Jy sien, die het my dadelik laat dink van, ek het daaroor gaan sit en dink, dis nog snaaks, dat al kom ek vandag in Duitsland of in Rome of Waterland, ek bly in Suid-Afrika. Biltong, en braaivleis, en rugby is lekker. Maak jy saak, en nou dit lekker is, dis wat vir my lekker is. En dadelijk toe jy dan begin dink, kyk, dis nog ons snaaks dat ons baie keer aanpas by dit waar ons is. En dis die vanmorgen wat God wil hê. God wil hê, ons moet 'n wêreldse kultuur hê, maar in die kerk sit nie. Ons moet 'n koninklike kultuur begin kry. En wat beteken dit om 'n koninklike kultuur te begin kry? Dit die eerste ding wat by my opgekom het, wat my verskriklik waardevol was om te dink dat toen Israel uit Egypteland uitgelei was daar 'n mentaliteitsprobleem. Daar was 'n opskuif wat gedoen moes word. Hulle is uitgelei as slawe. So wat het hulle gedoen? Hulle het verwag. Hulle het gewerk, hulle het alles gedoen, maar hulle was nie in beheer van hulle eie omstandighede of in beheer van hulle eie tyd of in beheer van hulle eie dinge nie. Daar was vir hulle totaal al heeltyd voorgesê, doen dit
Ons moet ons kop wegkry van hierdie mentaliteit van 'n slaaf af en ons moet die kop kry van 'n koning. Jy sien, om hierdie mentaliteitsskuif te maak, het Israel 40 jaar gevat. Hulle moes deur die woestyn trek. Daar was sekere dinge wat met hulle moes gebeur. Daar sekere goed wat hulle moes doen. Daar sekere dinge wat hulle by moes uitkom. Wat gesê het, hulle moet hierdie 'n totale kopskuif gee. Kyk, dadelik toe hierom gaan sit en dink, toe begin dit my te pla, want is nogal snaaks, mense wat altyd kry, soek net. En dadelik sê die Here vir my, ek wil hê, mense moet soek, maar na die regte goed. Want die Bybel sê, Matteus 6:33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. So hy praat hier en hy sê, soek na die regte dinge, soek na die dinge wat 'n verandering in jou lewe kan plaasvind, soek na die dinge wat vanmôre waardevol is. As jy mooi daaraan gaan sit en dink, dan sê die Bybel, soek eers die koninkryk. So hy begin met 'n kultuurding, want hy wil hê ek moet eerstens my gedagte vernuwe. Hy wil hê ek moet my mind verander rondom dit wat ek mee besig is. Jy sien, as ek vanmôre na 'n ding kyk uit 'n slaaf se oogpunt uit, kan ek net sien wat 'n slaaf sien. Maar as ek vanmôre kyk uit God se oogpunt uit, dan verander alles outomaties. Dan is dit nie meer 'n ding van, weet jy wat, 'n slaaf doen net wat gesê word. Maar wanneer ek 'n koninkryk mentaliteit kry, dan doen ek nie wat ek gesê word nie. Ek doen wat ek wil doen. En dis waar die verskil in kom. Want wanneer ek doen wat ek wil doen, dan wil ek iets doen om die koning te behaag. Ek wil iets doen om God vanmôre op die troon te stel en om weer die middelpunt van my lewe te maak en weer te wys, hy is alles in my lewe en ek is eintlik niks. Die tweede ding wat ek so vinnig aan gaan sit en dink het is dat ons het baie keer 'n mentaliteit begin kry en 'n mentaliteit van 'n slaaf sê altyd dat ons moet kyk wat ons kan kry. Ons moet kyk hoeveel ons kan kry. Die mentaliteit van 'n slaaf wil kyk wat is gratis. Die mentaliteit van iemand wat 'n kultuur het soos God, wil nie kyk wat hy kan kry nie, hy wil kyk wat hy kan doen. Hy wil kyk wat gegee kan word. Hy wil kyk waartoe is hy in staat. Dan kan ek net maar vanmôre vir jou sê, die oomblik toe na hierdie ding gaan sit en kyk, toe dink ek daaraan, dis nogal snaaks dat mense, baie keer as ons praat van gee, dan dink hulle aan geld. Ek wil nie vanmôre hê jy moet dink aan geld nie. Ek wil hê jy moet vanmôre dink aan jou tyd. Ek wil hê jy moet vanmôre dink aan die dinge wat regtig saak maak. Ek wil hê jy moet vanmôre dink aan die goed wat ek kan gee om God se koninkryk te bevoordeel. Ek weet nie van jou nie, maar ek is vanmôre nie omdat ek iets is nie, maar ek is 'n lig vir hierdie wêreld, omdat Christus Jesus deur my kan skyn. En daarom kan ek en jy vanmôre 'n lig wees in 'n donker plek. Ons kan vanmôre iets wees wat ander mense nie meer doen nie. Ek wil hê met vanmôre iets verstaan, want iemand het vir my gevra, iemand het gister gevra, hoekom praat ek oor koninkryk? Toe dink ek daaraan, want weet wat, ons is in 'n demokrasie. En wat beteken dit ons wil sê? Ons wil sê hoe dinge moet gebeur. Ons wil sê hoe dinge moet loop. Ons wil sê van wat verkeerd is, en dan wil ons die grootste monde wees oor wat verkeerd is. Het jy geweet in 'n koninkryk, sê die koning wat gebeur? Al die ander goed, die parlement gaan aan, hulle maak besluite en goed, maar as dit nie deur die koning goedgekeur word nie, as dit nie deur die koning se tafel of sy stempel op het nie, dan gebeur dit nie. Kan ek maar vanmôre vir jou sê, ek en jy moet vanmôre op 'n plek kom, waar ons sê, as God dit nie goedkeur nie, as God dit nie vanmôre afteken nie, dan kan ek dit nie doen nie. Ek
om 'n koning te volg. Dis nie altyd maklik nie. Ons dink baie keer 'n koning sit net op die troon. Stommel snaaks, Dawid was reeds gekroon as koning, maar daar was 'n stadium gewees wat hy teen reëse beklei het. Daar was 'n stadium gewees wat hy besig was om uit te gaan en sy tweede reës te verslaan. Daar was 'n stadium gewees wat Dawid uitgegaan het en oorlog gevoer het en daar die reës hom vasgekeer en sy diensknegte deur die reës verslaan. En Dawid toe hy dan gaan sit en dink, maar Dawid, dis nie die plek vir 'n koning nie. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Hy het God se voorbeeld nagevolg, want God gaan jou nie los in jou stryd nie. Hy gaan jou nie los in jou oorlog of in jou probleme nie. Hy gaan saam met jou deur elke stap gaan. Want God is 'n koning wat omgee. Een van die dinge wat ek in my lewe begin besef het, is dat ons is so geneig om te vra wat kan die Here vir my doen? Maar as ek 'n koninkrykskultuur begin kry, dan vra ek nie wat kan ek doen nie. Ek vra nie wat kan ek doen nie, ek vra wat kan ek doen. Jy sien, die koninkrykskultuur is 'n kultuur van diensbaarheid. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Baie mense kyk hoeveel hulle by mekaar kan maak, maar wanneer jy diensbaar is teenoor God, gaan het nie oor wat ek by mekaar kan maak nie, het gaan oor wat kan ek vir God doen. Gaan oor, wat is God se plan in my lewe? Wat is God se tydspad in my lewe? Wat wil God vanmôre hê, moet ek bereik? Waarheen wil God hê, moet ek gaan? Wat wil God hê, moet ek doen vanmôre? Jy sien, diensbaarheid gaan hand aan hand met getrouheid. Wanneer ek getrou is om God, sal ek diensbaar wees om God. Hoor wat ek sê? Kyk gou vir jou langs jou, sê dit vir my. As jy getrou is om God, sê jy diensbaar wees. Hoekom sê ek dit vanmôre vir jou? Vir hierdie rede, ek het iets begin agterkom. Mense het sitters geword. Wie julle wat 'n sitter? Sou dit net sit. En is nogal snaaks, 'n toeskouer, ou wat net sit, kritiseer die opdag. Is dit nie waarheid nie? Gaan alles maar toe, gaan loftes toe, man. Kyk hoe word die naartjies gegooi van die beste refs, beste spelers, beste almal in die paviljoen. Want hulle kritiseer. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, wanneer jy 'n koninkrykskultuur begin kry, dan doen jy nie meer wat jy wil doen nie, jy doen wat God wil doen. Dan gaan dit nie meer oor wat jy raak sien met verkeerd is nie. Jy gaan oor wat het God gesê, wat moet ek doen in hierdie situasie, in hierdie omstandighede van my lewe. Ek wil 'n verandering hê, ek wil anders wees. As vir die opstaan, soek hom, want hy sê ek is 'n verkore, 'n uitverkore geslag. Ek is iemand wat deur God gekies is. Ek is iemand, en wie wat, elkeen die buitekant is gekies deur God, maar hulle moet die besluit maak of hulle hom gaan volg of nie. Ek wil vanmôre vir jou sê dat die oomblik toe ek hierna gaan sit en kyk, en ek sien hier so dat hy praat van 'n koninklike priesterdom, toe begin daar iets in my gedagtes wakker te word. Want weet wat is die kultuur wat in 'n koninkryk is? Kultuur van liefde. God gaan nie vir jou vra, wat het jy gedoen, en jou vra hoe lief het jy gehad. En weet wat? Die oomblik wanneer ek met liefde begin maak, begin die mense rondom my verander. Kan ek maar vandag vir jou sê, ons is geroep aarde toe, om weer die koninkryk van God aarde toe te bring, dat anders kan sien, ons is nie dieselfde nie, ons is anders. Pastoor, waar kry jy dit? Ek kry dit binne jou gebed, wat sê, soos in die hemel, so ook op hierdie aarde. Ons roep die dinge van bo na onder. Ons roep vanmôre oorwinning oor ons lewe. Ons roep vrymaking. Ons roep krag. Ons roep sterkte. Maar ek roep vanmôre liefde. Ek roep vanmôre blydskap. Ek roep vanmôre vreugde. Ek wil weer in 'n koninkrykskultuur begin inkom, waar ek anders optree. Nogal snaaks, as ek dink aan 'n koninkryk,
dan dink ek altyd aan 'n koning wat op 'n troon sit en wat daarvanaf regeer. Maar dit is nogal snaaks dat baie keer vat hierdie koning sy mense, dan reël hy vir hulle 'n feesmaal. As daar iets gebeur in die koningshuis wat beminswaardig is, dan word dit aan die volk deurgegee en vertel. En dadelik toe ek hieraan begin dink ek, dis nogal snaaks dat ons met 'n wêreldse kultuur sit vanmôre en ons kyk, wat gaan ons kry? En ek het hieroor gaan sit en nadink, want weet jy wat? Die ding wat in my kop opgekom het is, as ek verander, sal my kultuur verander. Kan ek het vandag vir jy sê, Here, wat is my grootste probleem? En ek dink ek weet baie oor die situasie, want ons sit met 11 verskillende tale in Suid-Afrika. En elke taal met 'n kultuur. En hier het my begin pla, want kultuur is 'n ding wat maak dat ek nie ander verstaan nie, want dit is sy kultuur. En daarom toe gestrand voor die Here lê, toe sê die Here vir my nie, wil julle nie maar al 11 onder een kultuur inbring, en dis God se kultuur nie. Dan gaan dit nie 'n ding wees van, ek verstaan jou nie, of hoekom dink jy so nie, maar wanneer ek in dieselfde rigting begin trek as jy, wanneer ek en jy dieselfde middelpunt het, en dis Christus Jesus, dan verander my enkijk, dan verander my menslike kultuur, my wêreldse kultuur, verander vanmôre dan na God se kultuur, en wat God wil hê, en dit wat God vanmôre van my verwag. Ons is baie keer so geneig om terug te stap en te sê, ag, pastoor, waarvan praat jy vanmôre? Kultuur kan nie vanmôre dinge in ons lewens verander nie, ek moet begin klaarmaak. Want jy sien die wêreldse kultuur sê, ek sien jou terugkry. Jesus se kultuur sê, ek vergewe jou. Die wêreldse kultuur sê, ek moet meer kry. Jesus se kultuur sê, ek sal alles vir jou gee. Jy sien, daar is 'n verandering, wat eers in ons gedagtes moet plaasvind. Daar is iets wat ek eers moet vanmôre kyk na, wat 'n verandering in my binneste kan bring. Ek kan vanmôre kyk na die wêreld of na ons land, sy politieke krisis, uit my kultuur uit. Of ek kan uit God se oë begin kyk en 'n nuwe kultuur begin inbring in die mense om my. So ons het snaakse gewoontetjies. Kan ek het maar sê, ons Suid-Afrikaners het lekker gewoontetjies, snaakse gewoontetjies. Ons sal baie keer, ek weet nie van jou nie, maar as ek in die môre wakker word, wat is die eerste ding wat ek soek? Koffie. Is dit die waarheid of nie? En na die tweede beker, ek kry eers persoonlikheid. Jy weet die eerste ding is net om wakker word, sy tweede ding persoonlikheid. Is hy tweede ding wat jou dan anders dink. En jy sien, ons dink baie wel, dis net 'n gewoonte, dis nie 'n gewoonte nie, dis 'n kultuur. Dis iets wat ek mee saamleef. Nou kom ek by die Engels en dan drink hulle tee, dan dink ek, raar. Of ek eet bacon, eiers, toast, mince, pap. Kom ek in Amerika en eet hulle flapjacks, stroop, waffles, raar. Nice pudding, kossie. Jy sien ons kultuur verskil. En daarom het jy hier op gaan sit en dink, wie ons die gevaarlikste ding vir 'n kind van God is wanneer sy kultuur verskil van God se
Jy sien, Paulus, toe hy Saulus was, die Christene vervolg. Die oomblik toe hy Jesus ontmoet, toe verander sy kultuur. Toe vervolg hy nie meer die Christene nie, toe volg hy Jesus. En daarom het toe gestrand hier aan lê, toe begin die Here met my te praat en sê, as ek jou kultuur kan verander. Weet wat is die grootste probleem met boerekultuur? Kan ek maar sê, Afrikaner kultuur, ons is ons Afrikaans. Weet wat is die probleem met ons grootste? Trots. Hoogmoed. Ons is wie ons is. Kan ek het vanmorgen vir jou sê, ek is nie wie ek is nie. Ek is 'n burger van 'n ander plek. Ek hoef nie vanmorgen te wees soos wat die ander is nie. Ek hoef nie vanmorgen te haat, te beledig, neidig te wees nie. Ek kan vanmorgen lief hê, gee en in oorwinning kom. Ek het baie keer in my lewe gedink, as kapelaan, want dis een van die moeilikste goed wat daar is, wanneer ons na byvoorbeeld te Kolsa gesin of so toe gaan, om 'n doodstyding te doen, mag ons nie in die huis ingaan nie. Want as haar man dood is, die vrou se man dood is, en ek wil die doodstyding doen, sal hulle my doodmaak as ek binne in die huis is en haar man is dood. So te buite staan. Dis 'n kultuur. En dis nie iets wat ek vanmorgen aan net opgedink het nie, dis 'n ding wat ek al 'n paar keer in my lewe moes beleef. Ek mag die doodstyding doen en dan hardloop die vrou in die huis en dan mag ek nie ingaan nie. En weet wat het ek agtergekom? Ons is so geneig om kultuur na te volg, dat ons vergeet wat God se plan is in ons lewens. Stoor Saterdagmiddag is rugby, Saterdag ons braaivleis, dis die kultuur. Dat is dus die kultuur van God begin volg. Saterdag aand praise and worship. Saterdagmiddag 'n kerk is wat se goed is na God. Ek sien ek moes iets snap in my lewe. En dit is dat God se kultuur of 'n koninkrykskultuur is my voordelig. Weet jy wat is die slegste van alles? Mag ek dit sê? Ons leef in 'n eeu waar TV die kultuur geword het. As jy 'n trein wil volg, volg die TV, volg 'n serie. En dadelik toe ek dan begin dink ek, Here, ek wil vanmorgen anders wees. Ek wil vanmorgen 'n uitverkore geslag wees. Ek wil 'n koninklike priesterdom wees. Wat beteken 'n koninklike priesterdom? Ek staan in diens van die koning ten alle tye. As die koning sê, beweeg ek. As die koning my in die middel van die nag wakker maak, en sê, loop na die persoon toe, gaan lê jou hand op hom, gaan bid vir hom, dan doen ek dit. Want jy sien, die kultuur, ons kultuur sê, wat gaan die mense dink? My vraag is, wat gaan God dink? As dit nie. Ek het gisterand met mense, met 'n vrou gepraat wat in my gemeente was in Potchefstroom, haar kind lê kritiek in Molpark.
En ek was in 'n park toe daar hulle sit en kuier. Toe sê die vrou vir my, pastoor, ek wil vanmôre vir jou sê, ek was ongehoorsaam 11 jaar terug. Ek sê, wat het gebeur? Sy sê, pastoor, daai stadium toe jy deur die operasie gegaan het en jou lewe in gevaar was, het God vir my gesê om op te staan en vir jou te gaan bid, en ek het nie. Sy sê die woensdag aand by die bidhuur, toe sê Kenny, ook 'n kleerling man wat in my kerk was, toe sê hy, dis snaaks, God het vir hom Sondag gesê, maar het was te laat. Jy sien, ons is so geneig om ons eie vrese, ons eie posisies, ons eie menswees partykeer te stel voor wat God wil hê ons moet doen. En ek weet nie vanmôre van jou nie. I need to change. Ek moet vanmôre terugkeer na die plek waar ek vandaan kom en sy kultuur begin aan. Praat nie van Suid-Afrika nie. My Bybel sê ek het burgerskap in die hemel. Hy sê ek is 'n huisgenoot van God. So dit wat die Bybel sê nie, dan beteken dit ek moet sy kultuur begin uitleef. Is nogal snaaks. Ek was 'n paar jaar terug, was ek op braaidag. Jy weet wat is braaidag, né? Nasionale vakansiedag, is op braaidag, pastoor. Was ek op 'n plek waar hulle nie braai nie. En weet wat ek gedoen het, in die supermarkt toe gery en ek gaan vleis koop. En ek gaan 'n sak hout koop. En ek het vir my 'n vuurtjie gemaak som op die grond. En ek het daar 4 bakstene neergesit. En ek het besluit, wel, by hoek op by kroek, ek braai. Want dis my kultuur. En dadelijk kom het op my op te daarom dink. Het ek ons so verander dat die wêreldse kultuur my kultuur geword het. I need to change. Elke vir my, elke gesluit, wil ek iemand ontmoet nie. As jy voor hier sit, sê Here, ek moet verander. Ek moet 'n koninkrykskultuur begin kry. Here, ek kyk elke dag na my werk uit vrees, of elke dag kyk ek na my werk uit spanning of probleme. Ek kyk na my kinders en bekommernisse. Ek kyk na die toekoms met harte wat sê ek weet nie wat om te doen nie. Maar Here, as ek 'n koninkrykskultuur begin doen, gaan ek vanmôre sê, my vertroue is in die Here van die leerskare en in niemand anders nie. Chef Maurice sê, Here, ek wil 'n koninkrykskultuur begin kry, steek op jou hande God, Here. Ek wil saam met jou bid vanmôre, dankie vir die hande wat reg oor die grond gaan. Jy hande opgesteek, het sal nie saam opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, asseblief. Here, ek kom vanmôre na U toe. Ek wil vanmôre eerstens bely en sê, ek is jammer dat ek 'n kultuur begin navolg het, wat nie 'n koninkrykskultuur is nie. Here, ek is jammer dat ek my kind in 'n kultuur groot gemaak het, wat nie God se kultuur is nie. Hy wil vanmôre kom, en hy wil sê, Here, bring verandering by my. Begin by my vanmôre, Here. Elkeen van ons wat hier sit, begin by ons vanmôre, Here, dat ons 'n ander kultuur sal begin kry. Here, ek wil vanmôre bid en vra, gee ons 'n kultuur wat vir God behaaglik is.
'n kultuur wat gaan oor die koning en nie oor onsself nie. Die Here het ons vanmôre bid, kom maak ons toe met die kosbare bloed. Kom leer ons die wil. Verander my gees, verander my denke, Here. Ek wil nie dieselfde hier uitstap as wat ek ingestap het nie. Ek het hier ingekom met 'n denkrigting. Ek wil vanmôre bid en vra, verander my denke, verander my gees, verander my. Here, dankie dat ek vanmôre weet, U sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Ek eer U vir dit wat U in ons hart en in ons lewens doen, in hierdie oomblik in die naam van Jesus. Ons dank U daarvoor. Amen en amen. Ek gaan vra die musikante solank na vore kom, terwyl ek 'n laaste gedagte los in die goeie muziekplek neem. Die gedagte wat ek vanmôre by jou los is, ons is so geneig om ons kultuur na te volg, dat ons nie doen wat God sê. Hoekom sê ek so? Het jy geweet Godse kultuur, of 'n koninkrykskultuur, gaan gepaard met vreugde, blydskap en oorwinning. Jy geweet die koninkryksmentaliteit of die koninkrykskultuur gaan gepaard met I will rejoice and the king will be glad. Hoekom? Want weet wat? Dis wat my beskerming lê. Die woord van die Here sê, die blydskap van die Here is my beskerming. Soos ek met dinge doen wat hom bly maak, sy hom is sy beskerming. Jy geweet, as jy in 'n koninkryk is, staan jy met 'n wapen onder beskerming van die koning. As iemand jou aanval, sal die koning mense stuur om jou vyand te val. Ek weet nie vir jou die maakelijkste punt is. Ek wil het so situasie wees. Psalm 34 vers 8 sê, en God trek 'n laag van engele rondom die wie hom vrees. Ek weet nie vir jou die maakelijkste laag is. I don't want to be on the outside, I want to be on the inside. Ek wil op die plek wees waar die koning my beskerming is. En iemand anders nie. Amen.